Goeiemorgen geliefdes. Is die blij volgende reis van Here dat ek kan wees? Voordat ek vergeet, hier is 'n stel sleutels hier ingehandig. As iemand miskien sleutels verloor het, kan jy die sleutels na die diens by my kom haal. Hy is voor jy sleutels laat gee maar. Maar in elk geval ek het hulle by my. So as dit miskien iemand behoort kom haal, dan asseblief by my. Baie welkom volgende reis van Here. Ek kan vir u verseker, u is op die regte plek. Nou ek het 'n voeltjie oorvlieg dat u van die Sunnable gemeentelede volgende hier is. As u van Sunnable is, kan ek net my hand sien asseblief. O, dit was 'n kraai by hulle, sê nie voeltjie nie van my. Ek wil eintlik gesê as daar ander gemeentelede volgende wel is van ander gemeentes, sal jy agterkom na die diens dat hierdie die tweede beste gemeente in die wêreld is. Weet julle wie is die beste? Ook hierdie gemeente. So baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Ek glo jy gaan die diens geniet. Weet jy wat saak maak? Bou dit die ure soos dat die Here volgend hier is. En as ek bid sê altyd, jy weet, ek vra nie die Heilige Gees om die gas te wees nie. Die Heilige Gees is in beheer van die diens. En hy moet beweeg soos wat hy goed doen. En ek weet ek gaan vanoggend van sitplek tot sitplek beweeg en dit 'n afspraak met elkeen van u vanoggend. Ek gaan sommer nou die begin die aankondigings doen sodat dit agter die rug is, dan weet ons wat vir ons voorlê en die week wat voorlê. Eers gou kyk. As erediens die 11de Januarie om 9:30 weer en dan die erediens 18 Januarie 9:30 waarin pastoor Leslie dan sy nuwejaarsboodskap gaan bring. Daar's geen aktiwiteite dink ek toe die skool begin nie, maar ek glo die inligting sal weer gegee word aan sekere groepe sou daar enige verdere aktiwiteite wees. Dan wil ek vra dat as ons nou open met gebed dat ons vir plek in die wand gevra vir voorbidding. Hoe gaan dit Sankie, Chris? Gaan goed. Sy het ek wees die huis, sy stek nog net aan, nee. Ja, sy het net probleem met suiker. Het sy net probleem met suiker? Weet jy ons gaan vanoggend bid dat Here ook daar sal onderneem. Is daar miskien enige ander besoeke terwyl ek so oor die gehoor kyk, as enige ander besoeke is jy welkom om dit te noem. As daar onuitgesproke versoeke is, kan jy hand net opsteek. En as daar dankbare hart is, wil ek die hand ook sien. Here is baie goed vir ons. Ek gaan vra by die geleentheid dat ons gaan staan en dan gaan ek vir Rian vra om voor te kom om 'n mikrofoon te neem en dan vir ons te open met gebed. So kom ons staan terwyl Rian vir ons gaan open met gebed. Baie dankie. Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer as 'n familie in u huis kan vergader. Dankie dat u oor ons gewaak het hierdie nag, ons bewaar het, ons beskerm het, en dat ons vanoggend hier kan wees, gesond, uitgerus, gereed vir die eerste diens van hierdie nuwe jaar. Dankie dat u ons deur die ou jaar gelei het, ons bewaar het, ons beskerm het, Vader. Dankie dat ons die nuwe jaar kan ingaan met vreugde en met aanbidding en kan weet u is in beheer van alles. Vader, ons sê dankie vir die reën wat so wonderlik oor ons te val. Ons sê dankie vir u genade, vir u goedheid, vir elke voorreg, vir elke seëning wat ons nou reeds ontvang het hierdie dag, Vader. Ons bid, Vader, dat u seën op hierdie diens sal wees vanoggend, dat die prediker sal aanraak, Vader, dat hy vir ons die boodskap sal gee wat u belê ons moet hoor. Ons bid ook vir hulle wat siek is vanmôre, Vader, u die name gehoor, ook vir hulle wat se name nie genoem is, en ons vra dat u hand van genesing, hulle sal aanraak in volkome genesing en elke siek liggaam sal bring, sodat ander gesond is, Vader. Hulle kan opstaan en getuig dat u steeds 'n God van wonderwerke is. Vader, ons soveel mense wat op die paaie is, van ons eie mense wat terugkeer huis toe, ons bid vir hulle verrys en genade vir ander mense, Vader, dat u die dood van die paaie sal afhou en dat u die mense veilig hulle bestemming sal laat bereik. Vir hulle wat nie ons voorregte het nie, vir ons dat u sal voorsien in hulle behoeftes, sal deure oopmaak vir hulle wat in hierdie jaar uitgaan om te gaan werk soek vir 'n nuwe toekoms te bou, Vader. Dat Here, ons is so afhanklik van u. Ons bid dat u alles sal seën wat hierdie jaar gaan plaasvind. Ons bid ook vanoggend se diens dan, Vader. Ons bid van sitplek tot sitplek sal beweeg. Ons bid vir die voorsangers, vir die musikante, dat hulle met hulle lof offers en hulle lofsang, Vader, u troon sal bereik daar in die hemel, Vader. En ons vra dit alles in Jesus naam en ons sê dankie. Amen. Weer voor ons begin, ek het amper vergeet, as u nog nie die Januarie maand se nuusblad
ontvang het nie. Daar waar ek kom met die voordeur. Is daar op die tafel, neem asseblief vir die een. Daar baie werk hier, gaan is regtig nie moeite werd om by die nuusblad te lees. Dan gaan ek vul het. As jy klaar, weet nie wat jy doen nie. Maar ek het seker allemaal verjaar vandag. Okay, ek moet sê Philip verjaar vandag. Want Robert verjaar vandag, Philip baie geluk met jou verjaarsdag. Ons gebed is dat jy nog baie jare sal spaar en dat jy so goed in begins met die lewe ervaar. Ek wil net sê, niemand het vanoggend vir my gesing nie, so ek het vir myself nog gesing. Dis reg, so na die geraas ek jy gemaak gaan met jou sing. En dan, ek weet nie of, ek denk dat die week wat voor volgende Sondag, Karen Lieberberg verjaar die 5de Januarie en dan Neil, jy word die 8de Januarie. Ons sê so 'n half uur baie geluk en ons glo dat hy nog baie jare spaar. Ons gaan oor gaan ons saam aanbidding en weet jy wat ons is geskaap om aan God al die lof en eer te kan wat in die toekoms. So kom ons maak van die geleentheid gebruik terwyl ons saam oorgaan in 'n paar minuutjies dat ons gaan saam so baie dankie. Niemand glimlag. Ek weet baie mense hou nie daarvan nie, maar ek gaan dit nogtans doen. Ek wil vra dat jy dan die musikante vir ons volgende bietjie een bietjie sal deurspeel. Dat iemand toe sal stap. Gee vir my glimlag, gee wag glimlag en sê welkom is van Here.
Jesus Christ is King. Get on his side, look, tell everybody that Jesus Christ is King. Get on his side, look, tell everybody that Jesus Christ is King. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord, the King of Kings.
ons die volgende koorvers gaan sing vanoggend op pad kerk toe. Ek blaai net so 'n bietjie deur Facebook en ek sien toe iets wat Hannetjie in 2019 geplaas het en vanoggend weer gedeel het. Ek gaan dit in Engels lees want ek het dit probeer gekyk hoe lees dit in Afrikaans en dit het net vir my so ongelooflike, it's so powerful in Engels. So ek gaan dit vir julle lees en dit pas vir my so mooi aan by die lied wat ons nou gaan sing, want die lied wat ons nou gaan sing gaan oor die goedheid van God. En dan gaan die koorvers aan en dan sê dit sy goedheid volg ons. Is dit nie kosbaar nie? So ek wil graag hierdie vir julle lees en dan wil ek julle vra dat u hierdie vanoggend oor u lewe, you need to declare it today. Jy moet dit, wat sê Afrikaans uitspreek oor jou lewe en dit neem vanoggend. Dit is so mooi dit sê, I declare Ephesians 3 verse 20 over my life. God will do exceedingly, abundantly, above all that I ask or think. Because I honor him, his blessings will chase me down and overtake me. Is dit 'n kosbare? Ek sien dit in my geestesoog dat die Here nie net hier agter bly nie, maar dat hy hier kom en hy gaan verby my, want hy wil net hierdie goedheid wat hy net so oor my laat kom. En dan sê dit, I will be in the right place at the right time. People will go out of their way to be good to me. I am surrounded by God's favor. Ek gaan dit weer lees. I declare Ephesians 3 verse 20 over my life. God will do exceedingly, abundantly, above all that I ask or think. Because I honor him, his blessings, dis so mooi, his blessings will chase me down and overtake me. I will be in the right place at the right time. People will go out of the way to be good to me. I am surrounded by God's favor. This is my declaration for 2026. Kom ons sing hierdie lied vanoggend. Net soveel oorgawe. En sê net vir die Here, as jy nie die lirieke ken nie, praat net met die Here en sê vir die Here hoe lief jy vir hom het. En dan gaan die koorvers oor, dan sê dit net, all my life you have been faithful. Is dit nie 'n kosbare manier om 2026 in te stap nie? I love you, Lord. With mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. On the road that I wait until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Running after me, my life will run.
Sluit so mooi aan by dit wat ons nou gesing het, want hierdie koorvers sê,
You did not wait for me. Hierdie koorvers is so, ekskuus vir al my Engels vandag, it's so powerful, want dit sê dat die Here nie vir ons gewag het om na hom toe te kom nie. Maar hy het vir ons gesterf. En hy het vir ons sy glorie oor ons uitgestort. En dit is hoekom ons vanoggend met soveel selfvertroue en soveel standvastigheid en soveel vertroue net vanoggend kan 2026 instap met hom en net sê, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and to save the lost. You did not wait for me, you're near to you, but you clothe yourself with humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you left me in your voice, calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you. That you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you left me in your voice, calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, that you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. Kom ons word net stil voor die Here vir net so 'n oomblik. Kom ons sê vanmôre dankie Here vir die eerste Sondag 2026. Dat ons kan ingaan in die teenwoordigheid van die Here. Dat ons die jaar kan begin in die teenwoordigheid van die Here. En dat ons hierdie jaar in die begin van die jaar ons totale afhanklikheid voor U kan berei. En sê Here, ons sal hierdie jaar U dien met alles wat in ons is. En die volk van die Here sê, Amen. Is die mikrofoon aan? Baie dankie. Baie dankie, kan jy sit lekker hier, baie dankie. Goeiemôre. Vertrou dit gaan goed met U. Sien, Bram is terug. Gaan dit goed? Mooi, groot operasie gehad. Ons bly dat dit gaan goed met Sankie Chris. Baie vrae gebid, baie besware uitgevind. Hoe gaan dit met haar? Is U bly om die eerste Sondag van die nuwe jaar in die huis van die Here te wees? Amen. Terwyl ek so voorberei vir nagmaal, toe kom daar een woordjie by my op. Beste. Wanneer ons kyk na die tafel van die Here, dan was dit die beste wat die Here gegee het. En wat die nuwe jaar aan betref, en ek vir U alle mooi dinge toewens vir die nuwe jaar. Maar wat die nuwe jaar aan betref, het die Here nie net die beste gegee nie, maar gaan die Here ook die nuwe jaar vir U die beste gee. En ons gaan dit aanvaar, en ons gaan dit neem, en ons gaan die Here daarvoor eer. Ons gaan eers die tafel bedien. Baie dankie Pastoor Leslie vir die geleentheid.
Hulle is so 'n bietjie met verlof. Maar hy was elke Sondag hier in die huis van die Here saam met Annetjie en die voorreg gehad om dan 'n paar sondae uit te help en baie dankie vir die geleentheid weer vanmôre. Ons wil begin met die nagmaal. Dit is vir my, preek is belangrik en 'n mens bedien nou al jare. Ek is so amper 42 jaar in die bediening. Maar ek dink die afskop vir my vanmôre, dis hoekom ek net 'n tydjie hier wil spandeer, is die nagmaal. Is om hierdie jaar te begin in hierdie beter verbond, in hierdie nuwe verbond, in hierdie enigste verbond, in Christus Jesus ons Here. Niemand kan ons 2026 lei op die regte pad, behalwe wie? Jesus Christus. Niemand nie. En daarom begin ons met die tafel vanmôre, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het, en nadat hy gedank het, en hy het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament. Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en julle hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Glo u dat Jesus kom weer? Amen. En wil ons vanmôre verbind by die nagmaaltafel deur te sê, Here, ons wil gereed wees wanneer U kom. En ons wil gereed wees om vir altyd saam met U te wees. Daarom begin ons 2026, begin ons by 'n nuwe verbond, 'n beter verbond, die enigste ware verbond. Hy het die brood geneem, hy het dit gebreek, hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Wanneer julle dit eet, besef dat die liggaam van Jesus is gebreek vir ons elkeen. Nie net is sy liggaam gebreek nie, maar hy het ook opgestaan. En omdat hy opgestaan het, kan Queenswood gemeente vanmôre sê, omdat hy leef, sien ons kans vir 2026. Na die brood het hy die beker geneem. Hy het gesê, dit is my beste verbond. Dit is my enigste verbond. Hierdie verbond maak moontlik dat julle in 'n verhouding met my kan leef. Wanneer ons die beker neem vanmôre, sê ons, Here, ons verbind ons om in so 'n verhouding in 2026 met U te lewe. Kom, ons sit aan die tafel van die Here met erns, met dankbaarheid, met opgewondenheid, dat hierdie Jesus wat vir ons kom sterf en opgestaan het, is die Here Jesus wat vir ons in 2026 deur gaan dra. Amen. Kom ons gaan hierdie brood aan U bedien vanmôre. Ek wil onmiddellik sê, hier's baie besoekers vanmôre. Hierdie tafel is nie 'n tafel van Queenswood gemeente nie. Dis die Here se tafel. As jy 'n verhouding met die Here het, wees dan vrymoedig en gebruik dan van die nagmaal. Dankie musikante, u kan ons bedien terwyl ons bedien. You do not wait for me, draw near to you. I'm for
Sondag eerste nagmaalsdiens dit eerste te doen voor die prediking, wil ek nou vir u vra dat u saam met my sal staan in eerbied as u kan. Ek weet ons gebruik elke maand nagmaal, maar vir my is dit vanmôre 'n baie besondere oomblik. Mikrofone wil nie werk vanmôre nie. Vir my is dit 'n baie besondere voorreg. Jy weet die wêreld gaan 'n nuwe jaar in op baie maniere. Maar ek wil saam Jesus die nuwe jaar ingaan. Ek wil my herinner aan sy goedheid en sy guns. En ek wil vir 'n oomblik my afsluit van alles wat hier buite om my gebeur. En ek wil hierdie broodjie neem vanmôre en sê, Jesus, daar is niemand soos U. Ek vat U hand. Ek stap saam met U. 2026. Al gebeur wat, Here, U gaan my nie los nie. U gaan my deurdra. Kom ons eet hierdie broodjie en sê, Jesus, ek stap saam met U. 2026. Die hand in my hand, Here. Baie dankie. Na die brood kan die sitplekke neem, het hy die beker geneem. En hy het gesê, dit is my verbond. Sy beste het hy vir ons gegee. Neem dan, dankie Jan, help my lewe so verandering. Die wat die kelkies wil neem, neem dit. Die wat die beker wil neem, duid dit net vir ons aan met die hand. En ons bedien vir die graag die beker ook vir ons. Is daar niemand nie? Oh
U is vir ons wonderbaar. 2026. Kom ons drink hierdie kelkie. Here, U is vir ons wonderbaar. 2026. Dit gaan vanmorgen baie oor hoe goed jy preek en hoe sleg jy preek nie. Dit gaan vanmorgen saam wie van julle as 'n gemeente 2026 in. Wie se hand vat julle in 2026? Want niemand van ons weet wat wag vir ons 2026. Ons weet nie wat die opdraandes daar is vir ons in 2026. En wie hulle, wie se hand nie in God se hand is in 2026. En daarom dat ek die tyd gemaak het om rondom die tafel van die Here te sit sodat dit by u indring, al vergeet u alles wat ek doen, maar dat die huis toe sal gaan en sê, Here Jesus, ek gaan nie sonder u in 2026. My tema, ek verbind my aan u. Ek maak 'n ooreenkoms met u, Here. Ons sal die pad staan 2026. Amen. Nou goed, kom ons gaan saam lees uit Josua 24. En ek het spesifiek baie tyd spandeer, so ek gaan nie 'n lang boodskap vir u bring nie. Daar's baie dinge wat ek hier graag wil sê, maar ons kan dit altyd by 'n latere stadium inwerk en weer oor dit praat. Wat my aanbetref, kan 'n mens amper hier ophou. So ervaar ek die teenwoordigheid. En om net met dit uit te gaan en te weet dat ek is nie alleen. Ek is nie alleen nie. Die storms kan maar woed. Ek is saam met Jesus. Maar kom ons lees saam en ons gaan net so 'n paar gedagtes uithaal. Dis baie dinge wat ek gaan los om te sê vanmôre en by 'n ander geleentheid bietjie gaan bedien. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here ons se God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet en die inwoner van die land voor ons uitverdrywe. En hoor wat sê die volk. Ook ons sal die Here dien, want hy is
ons God. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy's 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk, Josua, nee, ons sal. Josua, nee, ons sal nie Here nie. Daarom sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julleself, dat julle vir julleself die Here gekies het om hom te dien, en hulle sê, ons is getuies. Josua sê, verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here ons God dien, en na sy stem luister. Moses sterf 120 jaar oud, word begrawe op die berg van Nebo. Josua, die dienaar van Moses, neem oor en lei die volk verder. U kan dit lees in Josua 1 vers 1, 2 en 5, hoe dat die Here vir Josua 'n belofte maak. Hy sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe, die Josua. En dan maak hy hierdie baie belangrike belofte, en ek wil hê dat ons moet dit toeëien vir onsself ook vanmôre. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Hoor u die woord? Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ja, dik of dun, moeilik of maklik, ek sal met jou wees, o Chris. Die volk kom by Sichem by mekaar, net so 'n stukkie agtergrond. 'n Kanaanitiese stad, 'n stad wat nie aan Israel behoort het nie. Aanvanklik 'n Kanaanitiese stad totdat die Israeliete dit oorneem en toe dit 'n Israelitiese stad geword. Sichem was die plek waar Abraham 'n altaar vir die Here gebou het. Sichem was die plek waar Jakob 'n stuk grond gekoop het vir 100 geldstukke by die seuns van Hemor, en waar hy 'n altaar opgerig het en die altaar genoem het, die God van Israel is God. Die God van Queenswood is God. Die God van Piet Pompies is God. Dit is die plek waar Josua 'n verbond met die volk sluit, die 25ste verse, en op die dag het Josua met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. Nou waarom het die volk in Sichem bymekaar gekom? Kom ek noem vir jou 'n paar redes. Sichem was baie sentraal geleë in die land van Kanaan en gevolglik baie toeganklik gewese vir al die stamme om bymekaar te kom. Sichem in alle waarskynlikheid was die plek wat Josua verlang het, soos wat hy die Here God aan Abraham verskyn het, dat hy ook aan hom en die volke by Sichem sal verskyn.
Josua herinner die volk aan 3 dinge by Sichem wat jou en my raak vanmôre. 3 dinge. Julle het dit vanmôre gesing. Hy herinner die volk aan die goedheid van die Here. En jy kan dit gaan lees vanaf vers 5 tot 11, hoe dat Josua die volk in herinnering roep en sê, onthou julle Egipte, hoe ek julle uit slawerny uitgered het. Onthou julle hoe ek julle deur die Rooi See gelei het. Dit staan alles in daai verse. Onthou julle toe julle in die woestyn gewandel het, gemurmureer het, hoe ek vir julle versorg het. Onthou julle toe julle voor die Jordaan staan, hoe ek die Jordaan oopgemaak het en julle die beloofde land kon binnegaan en dit verower soos ek aan julle beloof het. Josua herinner die volk aan die goedheid van die Here. Die eerste Sondag van die splinter nuwe jaar en ons reflekteer 2025 en as 'n gemeente kan ons eensstemmig sê 2025 het ons die goedheid en die guns van die Here beleef. Toe ons siek was op BP, was die Here met jou gewees. Toe ons finansiëel in 'n krisis was, het die Here vir ons finansiëel voorsien. Toe ons persoonlik in 'n krisis was, het die Here voorsien. Ek vanmôre opstaan en ek deur my boodskap gaan en ek besef, hierdie diens is God se dienste en ek gaan nie by notas gebonde wees nie. Is dit asof die Here my tot 'n stilstand roep? Die Here sê vir my, kyk na jouself, man. Jy moes op dood gewees het. Na jou tweede beroerte moes jy nie daar wees nie. Maar ek was vir jou goed in 2025. Ek wil vir jou as 'n gemeente sê, die goedheid en die guns van die Here verander nooit. En ek wil vir u die versekering gee dat dieselfde Here wat u 2025 deurgedra het en dieselfde Here wat sy goedheid en sy guns aan u gegee het, is die Here wat ook in 2026 sy goedheid en sy gunse in 'n oorvloedige sin aan u gaan gee. Mag u sy goedheid smaak in 2026. Mag u sy guns smaak in 2026 en ervaar dat die Here is 'n goeie Here. Die Here is 'n goeie Here. Josua herinner die volk by Sichem in die wyse waarop hulle die Here moet dien. En wil ek vanmôre vir u sê, die Bybel praat net so duidelik met ons as wat dit met Josua en met Moses gepraat het. En die Here wil ook vir ons uit die woord wys, die wyse waarop ons die Here moet dien in 2026. Hoor mooi, wat sê die Bybel, nie maai te rood nie. Die Bybel sê dat ons hom in opregtheid en in waarheid sal dien. Vers 15 in ons skrifgedeelte. Die Here in opregtheid te dien, geliefdes, hoor mooi, is om die Here te dien sonder skynheiligheid. Het jy gehoor wat ek sê? Om in opregtheid die Here te dien, is om die Here te dien met 'n egte hart, met 'n suiwer hart. Om die Here met jou hele hart te dien, is om die Here met 'n eerlike hart te dien. Jy sien, God se woord sê, ons sien voor oë, maar laat my vanmôre vir u sê, God sien die hart. En in 2026 gaan die Here kyk of daar in ons harte 'n ongedeelde aanbidding is.
Die Here gaan in ons hart kyk of daar in ons harte maar net 'n voorbeeld van aanbidding is en of dit regtig gaan wees. Aanbidding is meer as lippetaal. Jesus sê op 'n stadium, hy sê hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Dierbaar is, dis nie die manier waarop ons hierdie jaar die Here gaan dien nie. Ons gaan die Here dien met 'n eerlike en met 'n opregte hart. Ek lees die Psalm, 'n digter, en dit het vir my regtig waar aangeraak. Die Bybel sê, loof die Here, o my siel, help my, en alles wat binne my is, sy heilige naam, en vergeet geen een van sy weldade. God soek nie 2026 'n verdeelde hart nie. Hy soek 'n gedeelde hart. Hy soek 'n hele hart. In Deuteronomium staan, wat vra die Here dan anders van ons om hom lief te hê, om die Here jou God te vrees, om hom te eer, en om die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Hoor jy wat vra God? Hoor jy wat vra God van ons 2026? Wanneer ons Johannes 4 lees rondom die wyse waarop ons die Here moet dien in hierdie nuwe jaar, en ons het reg begin vanmôre, ons het eerste by hom begin, ons het eerste aan hom die krediet gegee, maar die Bybel sê, hy soek mense wat hom in gees en in waarheid sal dien. Kom u en ek, maak 'n verbintenis vanmôre aan die Here. Kom u en ek sê vanmôre, die eerste Sondag van 2026, Here, ons verbind ons aan 'n opregte aanbidding. Ons verbind ons aan 'n ware aanbidding. Ons verbind ons aan 'n geesaanbidding. Ons verbind ons met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met alles wat binne in ons is. Ons gaan nie 2026 u halfhartig dien, Here. Ons verbind ons om met alles die Here te dien. Die derde ding waaraan Josua die volk, eerstens dat die Here goed is. En die Here is vir ons goed en sal vir ons goed wees. Die tweede, dat die wyse waarop ons die Here gaan dien. Ons gaan nie die Here dien om mense gelukkig te hou nie. Ons gaan die Here dien omdat ons hom liefhet met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Die derde ding is, Josua herinner die volk aan die verbond. Aan die verbond. Hy sê vir hulle, as julle die verbond van die Here, julle God wat hy julle beveel het oortree en ander gode gaan dien en julle voor hulle gaan neerbuig, dan sal die toorn van die Here teen julle ontvang en julle sal gou omkom uit die goeie lande wat hy aan julle gegee het. God sluit 'n verbond met die volk. God initieer 'n verbond. Die verbond is 'n heilige verbintenis waarin God homself verbind aan die mens. Nie 'n ligsinnige verbintenis nie. Nie 'n oppervlakkige, maar die Bybel sê 'n heilige verbintenis waarin God homself verbind aan jou en my. God sê, ek sal julle God wees en julle moet my alleen dien. Hoor jy wat die woord sê?
God praat met ons deur die Bybel en hy sê ek sal 2026 julle God wees, maar daar is 'n maar en die maar is julle moet my alleen dien. In 'n ooreenkoms of in 'n verbond is daar beloftes. Beloftes wat ook van toepassing is vir jou en my vanmôre. Beloftes wat van toepassing is vir 2026. Beloftes soos God se ryke seën, God se beskerming, God se bewaring, God se voorsiening, God se bystand, God se teenwoordigheid. Hy beloof in sy verbond, dis wat ek vir julle sal doen. Maar ek roep die mens tot aksie. Ek roep die mens om te antwoord op my verbond en die antwoord moet wees dat ek sal u lief hê met my hele harte. Ek en die Here of ek en my huis sal die Here dien en niemand anders nie. In 'n verbond is daar verhouding. Daar's 'n verhouding. God staan en hy sê, Hilda, ek is jou God. En hy vra, verbind jou tot my en sê, jy is my kind. Daar's 'n verhouding in die verbonde. En my gebed is dat ons hierdie jaar, in die begin van hierdie jaar, ons sal verbind aan die Here, 'n gesonde verhouding met hom hê. 'n toegewyde verhouding, 'n lewende verhouding, 'n getroue verhouding, 'n daaglikse verhouding, 'n verdiepte verhouding, 'n eerlike verhouding, 'n kenverhouding en nie 'n weetverhouding nie. Om hierdie jaar in te stap en te sê, Here, ek verbind my aan 'n kenverhouding. 2026 wil ek my beywer om u te ken, Here, nie net van u te weet nie, maar om u te ken in die krag van u opstanding. Kom ons kyk na die tweede vraag of die tweede punt. Wat het die mooi verhouding wat daar veronderstel was om te wees tussen God en die mens? God sê, volk, ek is julle God. Ek vra van julle, julle moet my volk wees en optree soos my volk. Daar was veronderstel te wees 'n pragtige verhouding tussen God en sy volk. Maar geliefdes, dit was nie die geval nie. Die volk het die Here gefaal. Die volk het die Here teleurgestel. Die volk het nie hulle ooreenkoms nagekom nie. Die volk het nie hulle verbond nagekom nie. Die volk was ontrou aan die verbond. Die mooi verhouding wat daar veronderstel was te wees, hoor my mooi, is versteur deur afgodediens. Die volk het gehoor dat God sê, nie enige ander God mag aanbid word behalwe ek nie. Die volk faal die Here en hulle aanbid ander gode. En hierdie mooi verhouding tussen God en die mens word versteur deur afgodediens. Ek wil vanmôre iets sê en ek weet ek moet dit baie versigtig sê. En ek sal dit ook versigtig sê. Daar's niks fout met sport nie. Ek was 'n kragtige sportsman. Ek geniet dit, ek het my rugby gister geniet en jammer ons het verloor. Daar's niks fout met 'n stokperdjie nie. Dit hou jou besig. Daar's niks fout om 110% van jou tyd en ywer in jou werk te sit nie. Dit behoort so te wees. Maar wanneer
wanneer die stokperdjie en die sport en die werk belangriker word as God, is ons besig met verafgoding. Wanneer ons praat oor 'n verbond en die nakom van 'n verbond, dan moet ons baie mooi hoor, die Here moet primêr wees, nie sekondêr nie. As die Here sekondêr is en al die ander dinge is primêr, geliefdes, dan doen ons verkeerd. Hierdie Bybel sê, en ek wil iemand net help in 2026, dat ons prioriteite reg sal kry, dat ons sal verbind aan die Here, wat hom reeds verbind het aan ons. Hy kon nie 'n beter verbintenis maak nie. Hy het homself gegee as die verbintenis. Hy het sy lewe gegee as verbintenis. En ek kom vra vir ons, in ruil vir my verbintenis, kom gee julle heel beste vir my in 2026. Die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God, en dan sal al die dinge bygevoeg word. Ek is nie lelik met jou vanmôre nie. Ek is net eerlik met jou vanmôre. As ander dinge vir jou belangriker is as die Here, dan doen ons nie wat die Bybel sê, ons soek nie sy koninkryk eers. En ons wil ons verbind in 2026, en ons wil vanmôre vir die Here sê, as mense met foute, as mense met gebreke in ons lewe, maar ons wil vanmôre vir die Here sê, Here, ons verbind ons aan U. En ons gee ons beste vir U. Ons verbind ons om eerste, heel eerste, die koninkryk van God te soek en die ander dinge kan later bly. Is U gereed om so 'n verbintenis te maak? Kom ons sluit af. Die laaste punt is die vraag wat Josua die volk vra. Hy sê vir hulle, en ons wil hierdie vraag ook vra, en ek sluit af, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kies wie julle wil dien. Volk, luister, dis julle keuse, dis 'n individuele keuse. Dis 'n persoonlike keuse. Maar kies julle vandag wie julle gaan dien. Ek en my huis gaan die Here dien. Die volk antwoord en die volk sê, ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Kom ons vat saam. Is U gereed om vanmôre saam met my te sê, Here, 2026, ek weet nie wat wag vir my nie. Daar gaan versoekinge wees. Daar gaan stryd wees. Daar gaan hartseer wees. Daar gaan teleurstelling wees. Daar gaan aanslae wees. Daar gaan moeilike dae kom. Dis onvermydelik. Maar wil ons vanmôre as individu en as families vir die Here sê, ongeag van, kan ek dit weer sê? Ongeag van wat ook al met my mag gebeur in 2026, hoe sleg dit ook al is, die slegste ding wat met my kan gebeur, ek vanmôre verbind my, ek, en as daar huis is, en my huis sal die Here. Is U gereed om so verbintenis te maak? Hier's baie dinge wat ek wil sê, maar die tyd het uitgeloop, ek gaan klaar. Maar die belangrikste ding wat ek vanmôre vir U wil vra, stap hierdie jaar in met 'n ooreenkoms met die Here.
Moenie dat dit sommer maar net nog 'n jaar wees nie. Ons weet nie wat wag die jaar nie. Ons weet nie of Jesus kom nie. Ons weet nie wat se krisis in hierdie land gaan gebeur hierdie jaar nie. Maar ongeag van Queenswood gemeente, die persone wat ons besoek vanmôre hier in Queenswood, die mense wat luister na die boodskap, ons sê vanmôre, ons sal die Here dien en ons sal na sy stem luister. Amen. Kom, ons verbind ons om die Here alleen lief te hê, nie besluiting. Kom ons verbind ons om die Here alleen te dien. Kom ons verbind ons om die Here alleen te volg. Kom ons verbind ons om die Here alleen te eer. Kom ons verbind ons om aan die Here alleen gehoorsaam te wees. As jy gereed is om so verbintenis saam met hom te maak, dis 'n vrywillige keuse. Wil ek vra dat ons saam met my staan en ons wil vir U gebed. En ek gaan ons pastoor vra vir ons te bid. Hy kan sommer na vore kom. Wil jy saam met my, Mike wil eers opstaan en sê, Here, ek wil my verbind vanmôre aan U. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Jy saam met ons staan. Is dit die verbintenis? Is dit wat jy die Here beloof vir 2026? Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek gaan ons pastoor vra om vir ons te bid. Ek stuur die huis toe. Kan ek net te gou voordat wat pastoor vir ons bid? Chris het so mooi vir my gevra, sy broer is saam met ons vanmôre. Ek hoor Fanie, jy en Wilna, dat julle ook saam met ons in die verbintenis. Sy kinders is vanmôre saam met ons, sy dogter, Krishna en Leon, julle ook saam met ons die verbintenis. En dan is daar Rianet en Wouter, julle ook saam met ons in die verbintenis. En dan is daar Job met 'n mooi naam, Lucia en Walda. En julle ook saam met ons so verbintenis vir 2026. Baie dankie my pastoor, kom ons bid saam. Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg is dit in die begin van hierdie jaar om na so toepaslike boodskap te kon luister en daarop vanmôre positief te reageer en vanmôre te erken, te sê, Here, ons maak hierdie verbintenis, ons is opreg in ons hart. Ons is gereed om ons alles op die altaar te plaas. Here, ons wil graag vanmôre kom en verklaar dat niks gaan ons in hierdie jaar terughou om die Here voluit te dien in gees en in waarheid. Daarom bid ek, Here, dat U met elkeen van ons sal wees wat op ons voete staan en vanmôre verklaar dat ons en ons huis sal die Here dien tot in alle ewigheid. Daarom bid ons vanmôre, Here, vir U leiding. Ons bid, Here, dat U ons paaie vir ons gelyk sal maak. Dat U vir ons die vrede sal gee in ons harte wat ons nodig het. En dat hierdie jaar vir ons 'n besonderse jaar sal wees, waarin ons self vanmôre toewy aan U in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is ons gebed, ons bid in Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke net so vir 'n oomblik inneem. Net dit stop. Ek wil U groet vanmôre, soos ek U altyd groet. Goeiemôre al die mooi mense. Sien jy, Erik, as jy 'n glimlag te sien, groet die mense. Goeiemôre al die mooi mense. Dan voel hulle sommer tuis. Amen. Lekker om saam met U te wees. Ons is nog so 'n bietjie met vakansie.
Ons het nou nie weggegaan hierdie jaar nie, net so bietjie, so verwyle net so na die familie toe en so aan. Dus deesdae so hier om op vakansie te wees, jy moet 'n miljonair wees. Maar ek het lekker gerus en ek het pastoor Mike sê baie dankie dat hy vir my ingestaan het. Hy is my senior by verre. Ek is nou van 32 jaar wat ek in die bediening is. Hy is nou 42 het jy gehoor. So ek is maar nog 'n chicken. So ek leer nog by hom. Toe ek in Hillstroom was, toe was hy my superintendent van die streek gewees. En ons het baie ure gespandeer en baie lekker gekuier en baie dinge gedoen so saam. Dan vir Erik ook as visievoorsitter vir ons ingestaan het, hospitaalbesoek gedoen het, en so aan en so aan. Erik, baie dankie, julle het julle goed van julle taak gekwyt. Goed van julle taak gekwyt. Ons hoop, julle sal nog lang gespaar word vir die werk van die Here. Nou, ek wil graag vir Philip en vir Alet en vir Marley vra om gou vorentoe te kom. Hulle wil graag voorgestel word in die gemeente. Hulle kom van ons buurgemeente af. En nou, ons gaan hulle vanmôre voorstel as lidmate van die gemeente. Om George kan ek jou nie maar vra om ook vorentoe te kom. Ek dink om George is al lang al hier gestaan het, dat hy ook nog maar vorentoe kom. Hy kom weer van Sekunda af. Sy dogter Henriette is hier by ons. En ek kan vir u sê, as jy 'n gemeente sosiale funksie is, as jy 'n biltong op die tafel sien, weet dit kom van haar af. Sy sal altyd 'n biltong is, 'n heerlike gemmerbier, tuisgemaakte gemmerbier. Ons het nog nie dronk geword daarvan nie, maar ons het lekker gekuier rondom daardie gemmerbier. Nou, Philip ken dit nou al so. Ek was 8,5 jaar in Hillstroom. Ek is nou die 1 Mei sal ek 16 jaar hier in Pretoria in hierdie gemeente wees. En toe ek op Hartswater was in die Noord-Kaap, daar was ek 6 jaar, maar ek kan nog nie onthou hoeveel jaar dit was. Dit is nou 20 jaar altesaam. Toe het ek eendag my buurgemeente, pastoor gaan besoek, toe ek vir Philip daar ontmoet. En van daar af ken ek vir Philip, so ons het hulle na my eentjie saamgekom. Ons wil vir hulle almal sê baie welkom hier by ons in die gemeente. En die wat nou in Desember maand nie was, het sommer gesien, soos wat hulle hier elke Sondag is, het hulle ingespring en iets gedoen en gehelp mee. En baie goed op die klank en op die instrument, hy speel die drama vir ons, so en dit is heerlik om hulle vanmôre toe saam met ons te kan hê en te verwelkom in die gemeente. Nou George, ek wil vir hom ook sê baie welkom hom. Mag die Here vir jou ryklik seën, mag jy geseën wees, en mag jy ook in hierdie plekkie jou vreugde vind en ook hier lekker saam met ons aanbid. So ek weet of julle vir Shemaine gaan vir hulle sing. Hulle gaan nog vir hulle sing en dan gaan ek vir hulle net 'n toewydingsgebed vir hulle bid en daarna gaan ek die kerkraad wat hier is vanmôre vra net vir elkeen van hulle hande te gee die seën vir die Here te wens. Kom ons sing vir hulle, kom ons staan. Sing ons. For I love you and the love of the Lord. Yes, I love you and the love of the Lord. I can see in you the glory of a King.
Voordat ek bid, wil ek net gou vanaf iets sê. Toe ons hier gekom het, toe was hierdie bankkontein almal leeg. Hierdie was redelik vol gewees. En hierdie was so halfpad. Nou het ons hulle daar maar al 2 al vandag aan vol en hier's te leeg, maar dan wil ek vir u sê, 1/3 van hierdie gemeente, toe ek gekom het ek kan begrawe. Nou hulle het allemaal op die hier gesit. So as jy nou nie wil vinnig dood gaan, jy skuif maar oor. Maar kom ons bid net gou vir hulle en dan vra die kerk laat dit vir hulle. Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om mense te verwelkom. Om mense beskikbaar te stel vir in diens van die Here. Vanmôre wil ek in besonder bid en vra die Here dat hy vir George vanmôre ryklik sal sien. Ek weet hy's oud, hy het al 'n goeie pad geloop. Ons gebed vanmôre is Here dat u net die goedheid van die Here oor hom sal gebied. Elke tree wat hy gee, elke plek waar hy sy voetsool op sal sit, en u daardie plek vir hom sal gee, u vir hom goeie gesondheid sal gee, lewenskrag, Here dat hy gelukkig sal wees. So bid ek ook vir Philip en sy vrou en sy dogter, Here, dankie vir hulle bydra ook in die gemeente, en ons gebed vanmôre is, Here, dat u vir hulle ook ryklik sal sien, dat hulle bediening in hierdie gemeente ook vrugtevol sal wees, dat hulle geseën sal wees, dat hulle aanvaar sal word, dat hulle ons sal aanvaar ook in hulle harte, en ons is lief vir hulle. Daarom bid ek die seën van die Here ook oor hulle lewens aan. Besonder in hulle werksituasie. Ek weet my suster werk baie hard, Here, en baie besige ure, Here, waar sy is, en ons vra vanmôre, Here, dat u vir hulle krag sal gee, en hulp sal gee, sodat die werk wat hulle doen, sal wees tot verheerliking van u naam. Dit is ons gebed, ons bid, ons vra dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Baie dankie, Erik, jy sal aangaan. Kom ons maak dit deel van die boodskap wat ons maak gebring het. Kom ons maak dit ons gebed en ons verbind ons weer daarom dat hy leef, sien die kans van môre. Ons is klaar gesê het, jy kan daarvan af
dat ons help, dat ons ondersteun, Here, want ons weet dat U vir ons die krag gee. Aan U kom toe al die lof en al die eer. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons doen. Ons sê dit als voor U neer. Amen.